Voordat ons vandag met die erediens begin, met die Pinkstersondag, wil ons asseblief net eers vra dat ons net eers gou al die afkondigings sal hanteer. Goeiemôre gemeente. Ek wil net namens die kerkraad die volgende afkondigings doen. Ek wil vir Dominee Lindo sê, baie dankie Dominee vir die afgelope week se Pinksterdienste wat ons elke aand gehad het en baie dankie ook vir die besonderse boodskap. Ons bid ek die Here se seën daarop toe. Dan is hier een nuwe intrekker wat ek vanoggend wil welkom heet, Santa Marie. Ons wil haar sê baie welkom en ons hoop dat sy ook baie gelukkig sal wees en lekker sal bly in ons gemeente. En dan, dit gebeur min, maar hierdie week is daar net een verjaarsdag en dit is Wilfred Heath. Ek sê baie geluk met sy verjaarsdag en ons hoop dis ook 'n geseënde en 'n mooi jaar wat voor lê. En dan wil ek vanoggend, ons het baie lank op die afkondigings gehad dat ons iemand soek vir die jeug. En Pietro Kok het ingewillig en gesê sy is bereid om vir ons te help met die jeug. En vir haar sê baie dankie. En dan wil ek ook vir al die katkesante en dan ook al die kategete vra dat ons na die diens net sal agterbly en hier voorkom sit. Ons wil net ook vir haar aan julle bekendstel. En dan wil ek weer vir Dominee Annelies sê, baie welkom vanoggend. Dankie dat jy weer hier is en ons bid ook die Here se seën op ons byeenkoms. Ja, maar gelukkig onthou sy die mense van die onafhanklike verkiesingskommissie het vir my gevra, hulle sal na die kerk hier in hierdie kant beskikbaar wees as daar persone is wat nog nie geregistreer het vir die komende verkiesing, die munisipale verkiesing nie. Hulle is beskikbaar hier en dan kan enige iemand wat dalk nog nie geregistreer het nie, kan dan by hulle gaan registreer. Baie dankie. Gemeente, kom ons begin dan nou saam te sing met ons toetredende lied. Kom ons sing saam lied 308, vers 1 en vers 5. En daarna kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën. Van die seën van die Here. Die Here sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here. Amen. Gemeente, nou dat ons die seën van die Here ontvang het, en nou ons spesiaal op hierdie feesdag hier na sy woning geroep het, kom ons sing saam 'n loflied. Ons sing saam lied 184, daarvan vers 1 en vers 4. Yeah.
Gemeente, vandag gaan ons, ons vra eers al die kinders, graad 1, 2 en 3, julle kan uitbeweeg na die tannie toe hier buitekant. Ek het nou so gespot met die ouderlinge en gesê, ek het laasweek nie geweet wat gaan aan nie, maar ek hoop nou nie, julle wil nou so lank gaan registreer vir die stem, nie die groot mense moet sit, okay. Julle kom ons gaan aan, dit lyk my al die kinders is min of meer, die kleintjies daar agter is besig om uit te gaan, kom ons begin so lank aan te gaan nie. Ons teksgedeelte vandag gaan saamhang met ons wet en belydenis. Ek wil daarom net gou vir julle 'n stukkie verduidelik. Wanneer ons gaan praat oor die Pinkster, dan is daar 'n gedeelte uit Handelinge 1 uit, waar die disippels by Jesus kom en hulle vra vir Jesus, Here, hierdie gees wat nou op ons gaan kom, wanneer gaan dit nou gebeur? En dan wil hulle nou half besonderhede en hulle wil half die tyd weet. Nou, wanneer 'n mens, nou gaan ons saam met die wet en die belydenis lees, dan wil ek hê, moet julle hoor hoe Jesus mense antwoord, as hulle hom spesifieke goed oor die koninkryk van God vra. So kom ons lees hier saam vir die wet, dan lees ons saam, broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons dan nou ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vanaf vers 28 tot vers 31. Hoor nou die direkte vraag wat hulle vir Jesus vra. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Jou naaste net soos jouself. In Afrikaans sal ons gesê het eintlik hierdie is 3 gebooie. Nee, jy moet jouself ook lief hê. Nou kom ons stop net gou vir 'n ligte oomblik hier. Ons het nou vir 'n lang ruk in die kerk het ons die Paasfees gevier, of die Pasga soos die Jode dit noem. Dit was die fees wat hulle gevier het om te herdenk en te glo dat die Here God het ons uit Egipte land uit laat wegtrek en het ons gelei na die land van melk en honing. Maar God het ons in hierdie pad, het hy ons gelei. Hy het ons behoed en hy het ons bewaar. En daar is allerhande mense, ons oupas, ons oupa grootjies, die ooms en die tannies voor dit. Wat almal saam, elke aand saam met ons om 'n vuur sit, en wanneer ons nie Eskom het en ligte het, net ons 'n vuur. En wanneer ons nie 'n televisie het om ons mee besig te hou nie, dan het ons mekaar. En so sit ons om daai vuur elke aand en so begin ons te praat oor ons God. Ons almagtige God, ons groot God, wat vir ons gered het en wat vir ons daar was. En so begin al die ooms en die tannies vir ons te vertel van hulle lewe en van hulle oupas en van hulle oupa grootjies en almal wat praat oor 'n God en God se wonderwerke. Jy het groot geraak met 'n God van wonderwerke, 'n God van die lewe en 'n God van die dood, en 'n God wat gesorg het en jou nooit uit sy vaderhand uit laat gaan het nie. Goed. En dan daarna, na Paasfees, dan het ons nou 50 dae na die Pasga het ons 'n fees gehad, die fees van die eerste vrugte. Dis wat ons vandag gaan vier, dit was ook op 'n Sabbat. En daardie fees, of soos ons dit nou vandag noem, die Pinksterfees, was daarom vir die Here weer dankie te sê na Egipte land, was weer om vir die Here dankie te sê, dat hy vir ons sorg uit die natuur uit. Ek het al 'n klompie kere by julle gepreek oor die olyfolie, wat ons as 'n tiende moes kerk toe bring. En dan die wierook en hoe die wierook gemaak is, wat ons as 'n tiende moet kerk toe bring. En dan daar die oeste, en dan die vee en die diere wat aangeteel het, en hoe ons dit moet kerk toe bring. En elke keer wanneer ons daar die fees van die weke vier, dan herdenk en glo ons saam met die gelowiges van alle eeue. Ons sit ook saam in daai kring en ons praat oor ons groot God, wat eers vir ons sorg,
en dan wil hê dat ons ander en onsself ook moet versorg. So wanneer ons vandag daardie fees vier, kom ons lees nou verder saam nadat ons die wet en belydenis saam die gelowiges van alle eeue wat uit Egipte land uitkom het gelees het. Kom ons lees nou saam van die genade van ons God. Broers en susters, ons het nou sopas ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dan nou dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Ek wil dan nou vra dat ons as gemeente ook nou saam ons geloof sal bely. Ons gaan vandag uit Handelinge lees, 'n gedeelte wat so hier in die Grieks-Romeinse wêreld begin ontstaan het, met hulle reëls en hulle dinge. Kom ons sê saam met die Griekse gelowiges van baie duisende jare terug ook, dat ons glo aan God, en dan staan ons almal terwyl ons hierdie belydenis gaan lees, asseblief. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek wil dit net vir ons weer baie duidelik maak. Ons glo in een God. Ons glo in een Here Jesus Christus. Ons glo in een Heilige Gees, die Here en lewendmaker. Ons glo aan 'n heilige algemene kerk. Gemeente, kom ons sing dan nou saam lied 292, daarvan vers 1, en daarna kan ons sit vir die prediking om te begin. Gemeente, ons het laas Sondag het ons geëindig by 'n vrou wat die oorwinningslied op die uiteinde van die dag saam met Moses en Aaron gesing het. En vandag gaan ons verder. Die Egiptiese tyd is agter ons en ons gaan vandag verder na 'n tyd waar die gemeenskap hierdie Egiptiese stryd en 'n God wat vir ons 'n goeie God is, saam beleef en weer deurdink.
Goed gemeente, kom ons begin eers 'n bietjie daarso. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Handelinge 2 uit, die uitstorting van die Heilige Gees. Maar voordat ons by Handelinge 2 kom, wil ek net gou vir julle Handelinge 1 vers 6 saam lees. Daar is spesifieke gedeelte vir 'n baie direkte vraag van die disippels af aan God. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dis nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees vir julle kom, en julle moet my getuie wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Goed gemeente, kom ons lees dan nou saam uit Handelinge 2 uit, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar in die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroeër Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra: Kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoor hoe elkeen van ons dan begin praat in die taal waarmee ons groot geword het. Ons Parthe en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadokia, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proselyte, mense van Krete en Arabiere. Ons hoor hulle in hulle eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra: Wat beteken dit tog nou? Ander het weer spottend gesê: Ag nee, hulle is net vol soetwyn. Gemeente, ons gaan net tot vandag tot sover lees. Gelukkig is die van julle wat die woord van die Here hoor en dan volgens gaan lewe. Terwyl die Bybel net so oop vir ons lê, kom ons bid saam. Ons almagtige Here God, Vader, U is vandag in ons midde omdat U vir ons elkeen geroep het. Here, nie sommer net geroep het nie, U het vir ons elkeen op ons naam geroep. U het vir ons elkeen, soos Miriam laasweek, ons spesiale gawes en talente byeen geroep vandag, om 'n hoop vir hierdie wêreld te wees, en 'n lig vir die koninkryk van God. En ons wil vir U loof, en ons wil vir U dankie sê daarvoor. Dankie dat elkeen van ons kinders van God genoem kan word. Nie uit ons dade nie, maar uit U genade. Here, U is vir ons 'n goeie God. En ons wil vir U sê, dankie dat U die pad saam met ons loop. Dankie dat ons 'n storie van genade en liefde het om te vertel. Maar bo alles, dankie dat elkeen van ons wat ergens 'n baie seer en 'n baie groot hartseer in ons lewe het, daai groot pleister wat jy so op daai seer gaan plak. Heer, dat wanneer dit die dag gesond raak, U daardie seer gebruik in die koninkryk. Heer, want ewe skielik het ons 'n idee waarvan ons dan praat. Ons het ervaring. Heer, maar het ons nie een kant toe gegooi toe ons alleen en verward in daardie seer was nie. Het ons vasgehou in die Vaderhand. Het net so seer saam met ons gekry en het ons hand vasgehou tot op die uiteinde van dit. Heer, selfs vir daardie seer en daardie litteken wil ons vir U dankie sê vandag. Want ons is in staat om ander nou ook te kan raak sien en ander nou ook te kan help. Gaan vandag in hierdie erediens saam met ons, Here. Hier wil ons aan die een kant fees vier vir die eerste oeste wat afkom van die lande af
U wat gesorg het, en daarom het ons nou genoeg om ander ook te kan versorg, aan die een kant. En aan die ander kant, daar waar ons ongeloof voel, hierdie wonderwerk is net 'n hoop soet wyn. Selfs daar, in hierdie mense se grootste seer, waar hulle moes wegtrek uit hulle wêreld en van hulle families af, kon hulle byeenkom en met een stem en 'n nuwe stem en 'n ou stem nog steeds erken, U is die enigste ware en grootste God. Vandag saam met die gelowiges van alle eeue, loof en prys ons U naam. Here, ons kan 'n oorwinningslied vandag saam sing, want elkeen van ons het al iets oorwin. Here, ons bid en ons vra dat U elkeen van ons vandag met hierdie boodskap sal seën, wanneer ons uitgaan, dat ons vir hierdie wêreld 'n lig sal wees. Ons kan hierdie van U bid, want ons weet U hou ons styf vas. Amen. Hierdie gedeelte is 'n baie persoonlike gedeelte vir my, want 'n nagmaal is loshande een van die mees traumatiese ding vir hierdie dominetjie wat vandag op hierdie kansel staan. My pa is die Woensdag oorlede, en die Sondag in ons kerk waar ons was daar 'n 100 jaar feesviering. Soos hierdie tassie, my ander toga, dis nie die toga nie, hier is my wintertoga, my ander toga, is alles die goed wat ons gekry het by daai gemeente, of wat ek gekry het as 'n begin dominetjie. En die oom wat hierdie tassie vir my gegee het om frik, het die Sondag na my pa se dood, wat dit die eeufeesviering was, moes ons, ek en my boetie was 2 dominees wat uit daai gemeente uitgekom het, en ons moes elkeen 'n tafel bedien het. Maar ek was nog 'n student, so dit het vir my spesiale vergunning gegee. Ons hervormde kerk is dan nie so los soos wat julle is, wat 'n goeie manier is van die NG Kerk vir my, oor die nagmaal nie, ons is baie styf daarom. En ek onthou nou, ek staan daar, en dit is my eerste nagmaal. Ek is nog 'n student, ek het nog nooit in my lewe 'n nagmaal gedoen nie, en al die woorde raak weg. En om Frik is die ouderling wat langs my gesit het. En ek het dit onthou, hy het net so hier in die agterkant van my been, dan het my been so vasgevat. En ek het gehuil en ek het gehuil en ek het gehuil. En aan die een kant was 'n nagmaaltafel tot vandag, dis iets wat ek ongelooflik gespanne oor is, want ek is bang ek vergeet obviously weer my woorde. Maar aan die ander kant is 'n nagmaal, dankie tog vandag vir my iets wat baie ernstig kom. Dit is nie sommer net iets wat, soos baie dominees, ek sê nie al die dominees nie, maar daar is baie dominees, dis 'n mag van 'n gewoonte ding. Ek is dankbaar dat dit nie vir my die geval is nie, dat dit iets is wat vir my baie ernstig is. So, ek hoop en bid nou nie vandag dat ek my woorde vergeet nie, dan gaan gelukkig as hier 'n ander dominees, dan gaan hy vir julle nagmaal bedien. Maar hierdie mense het ook 'n stukkie trauma. So kom ons begin te praat oor Handelinge 2. Wanneer ons praat oor die Pinkster, is dit 'n tyd waarin mense, wanneer hulle gelowiges was, het hulle op die grond moes gaan sit het, want hulle was weggevat uit al hulle streke uit. Ons noem dit in 'n fancy taal 'n diaspora. Dit beteken, ons het oorlog gehou, ons het julle gewen, byvoorbeeld hierdie land in hierdie suide, ons het julle gewen. Ons het julle mooi vrouens, en julle slim mans, en julle ambagmans, het ons weggevoer. Die boere moes agterbly, hulle moes boer, want daardie grond en daardie boerdery het belasting gevra. So hulle het 'n geweldige hoë belasting wat hulle moes vir die regering gekry het. Hierdie wat weggevoer is in diaspora is letterlik enige plek heen gestuur waar hierdie groot mag aan bewind was. Enige plek waar hulle nodig was, moes hulle heen gaan. Hulle is met die nuwe vrouens van daardie ryk getroud, nuwe kinders gekry en hulle moes 'n nuwe lewe begin het. Imagine yourself 'n tyd waar in die spanne en boetie wat boer, ampie van die plaas, weer by mekaar moes kom, na die oorlog verby is. Ek dink daai was, of die Bybel wys ons, dit was heel wat pret daai. Die mense wat weggevoer is
in die diaspora in, is mense wat nou onder verdrukking staan. Jy mag vir niemand sê jy glo aan die Christus nie. Jy mag vir niemand sê jy glo aan Elohim God, die groot God nie. Jy moet gode aanbid wat nie jou gode is nie. En jy moet beeldjies maak en dit in jou huis insit wat nie 'n plek het vir 'n beeldjie in jou huis nie. In enigste tyd, wanneer jy iets van jou geloof kon sê, is wanneer jy so in die sand, hierso voor 'n karavaan wat aankom en jy wil begin besigheid doen, dan sit jy in die sand en dan teken jy 'n visie in die sand. En dan kyk hy tannie met daai mooi baadjie vir jou so aan, en dan teken sy ook 'n visie in die sand. En dan daai vrou met daai mooi self, dan teken sy ook 'n visie in die sand. En so kyk jy rondom jou en so begin jy gesigte te sien, en almal bly doodstil en dan begin daar 'n geheime agteraf ontmoetery. Wow, glo jy ook aan God? Het jy ook al vir God ervaar? En dan begin hulle uiteindelik vir die eerste keer in jare weer hulle familie wat hulle agtergelos het, en waar jy dan moes nie trek en 'n nuwe begin moes maak, en jy was gedwing, jy het nie 'n keuse gehad nie. Dis vir jou gesê hoe om dit te doen. Dink jouself, ek wat nou 'n sterk persoonlikheid het, hoe ek sou gevaar het, as iemand vir my moes sê, jy sal nou na daai land toe trek, jy sal nou met daai man trou, en jy sal nou 5 kinders by daai man hê. Nie een van ons sou goed gedoen het nie. Dit was hierdie mense van Handelinge 2 se realiteit. Hulle moes aanpas, hulle moes 'n lewe maak. En dan wanneer hulle daai visie teken, het hulle van allerhande plekke reg oor die wêreld gekom. Dit is nie 'n wonderwerk dat hier in vreemde tale vandag nie gepraat raak nie. Dit is nie iets snaaks nie. Dit sê iets van wat God vir ons vandag wil uitwys. Ek en jy het ook ergens 'n begin, net soos hierdie mense. Hoe noem mense dit in Afrikaans? 'n moederstong. Hierdie mense het ook 'n moederstong gehad. Eens op 'n tyd van 'n ma wat jou gesoog het, vir jou lief was, dalk 'n klompie slawe wat agter jou aangehardloop het en saam met jou 'n tipe van 'n bal wat jy gemaak het, geskop het toe jy 'n kind was. Iemand wat jou boude skoon gemaak het toe jy klein was. Toe jy groter begin raak het, jou maatjies in jou dorp. Hulle ma's en pa's as die kinders stout is, wat so 'n bietjie die kleintjies aangehelp het, soos toe ons klein was. En almal wat deel is van jou moederstong, is waarvan jou lewe afkom. En dan wanneer hulle begin om die Here te vra, oor Here, jy's nou gesterwe in hierdie graf, en hierdie wonderwerk het gebeur, en hierdie massiewe klip het weggerol, hier voor hierdie ingang, en jy het opgestaan, en daar was baie stories rondom hierdie opstanding, maar ons glo met ons hele hart en siel, het opgestaan, en het hy opgevaar na die hemel toe, en nou wat bly daar nou vir ons agter? Ons het hoop, ons het aangepas, ons het ons lewe, wat onder dwang was, weer gevat en weer begin bou. Dit was nie of ons 'n keuse gehad het of nie, ons moes maar net. En nou hierdie God, wat saam met ons hierdie pad geloop het, van genade, en van liefde, en van om weer jou menswees te vat, en aan mekaar stukkie vir stukkie te bou, met hoe ook al ons uitgedraai het,
Of jy nou daai vrou was met die bloedvloeie, of jy nou Saggeus die tollenaar in 'n boom was, of jy daai blinde man was, wat Jesus in die grond gespoeg het, dit was onrein, en met die grond gemeng het, waarop almal geloop het, daai was weer 'n keer onrein, en dan daai spanne gevat het en aan die oog gesmeer het op 'n Sabbat, en Jesus het genees. Jesus het in 'n tyd gekom, waar ons nie meer geweet het, hoe moet ons maak met onsself nie? Want ons almal was iewers die Saggeusie, wat besluit het, weet jy, as ander mense my 'n ding dwing, dan raak ek 'n tollenaar, gaan ek geld uit hierdie uitmaak. Gaan ek vir myself 'n lewe bou, waar ek kan mag kry met my geld. Of ek was 'n vrou, wat vir my 'n klompie manskliënte ingewurm het. As ek dan nou moet aanpas, kry ek vir my mag, deur al die mans wat my moet bewonder, dan pas ek aan. Elke mens wat hier sit vandag in hierdie kerk, maak nie saak wie ons is of waar ons vandaan kom nie, het almal 'n manier om in hierdie wêreld aan te pas, sodat vir jou voel, ek wil die mag hê om volgende keer my eie keuse te kan uitvoer. En dis okay, want ons is mense. Ons almal wil iewers 'n bietjie gesiene hê, hoe sal 'n mens nou noem, gesienendheid hê en mag hê, dat ek nie weer hopeloos moet voel nie. En omdat ons mense is ons nie anders nie. Hulle was ook mense. Jesus wat nou, uiteindelik het ons begin stukkie vir stukkie aan mekaar sit. Uiteindelik het U in my huis met my kom eet. Uiteindelik het U my in die oë gekyk, my raak gesien. Nou is U weg. Wat nou? En dan 'n doodnormale worsteling en vraag, nou wat gaan ek nou kry in die plek van Jesus? En dan antwoord Jesus hierdie disipel met 'n antwoord wat nie vir ons mense sin maak nie. Hy antwoord hom met 'n lewe en 'n dood antwoord. Kom maak dit nie vir ons sin nie, want ons kan net hierdie sien wat nou is. Ons kan net hierdie tyd sien wat op die oorlosie is. Ons weet net vandag, dis die 24ste Mei. 2026. En die weer is nogal lekker, ek skat so 11-12 grade. Wanneer Jesus hulle antwoord, dan gee hy vir hulle antwoord van sy tyd. Hy sê, my tyd is nie julle tyd nie. Kom ons gaan 'n bietjie en ons kyk hoe hierdie mense na tyd gekyk het. Hulle het op 2 maniere na tyd gekyk. Hulle het vir Vader Kronos gehad en hulle het vir Kairos gehad. Dis nou Griekse woorde en dis 2 Griekse gode. En as jy lus het om hulle bietjie te gaan naslaan, Kronos, C-H-R, Kronos en Kairos, K-A-R, Kairos. Goed. Kronos was vadertyd. 2 groot honde gehad, vaste tyd, vaste seisoene, vaste jaar wat kom en wat gaan. Tyd wat kom en gaan. Dis aand, dis dag. Vader Kairos was 'n ander ene. So lang kuif gehad, sulke vleggies aan sy voete. En as Kairos oor jou pad gekom het, dan het hy so tot by jou gekom en dan vlieg hy so vinnig by jou verby. En wanneer jy hom so in die hoek van jou oog sien, dan moet jy daai kuif van hom gryp. Want hy staan bekend as geleentheid. En daai geleentheid kom net eenmaal. So jy moet daai kuif gryp met mag en met mening voor hy verby jou vlieg. En dis hoe die mense na tyd gekyk het. Vaste tyd en geleenthede. Wanneer Jesus hierdie persoon antwoord,
dan sê hy, my tyd is nie julle tyd nie. Hy kan nie eens vasgevat raak in geleentheid nie. Hy kan nie eens vasgevat raak in vaste tyd nie. God is selfs nog groter. En ons meer wonderwerke oor waar hy is en tot waar sy heelal span, as wat enige Kairos of enige Kronos kan bykom. En dis hoe Jesus hulle antwoord, want hy antwoord hulle in goeie, rou Afrikaans. Ek is waar die liefde is. Daar's nie tyd nie, daar's nie geleentheid nie. Dis so groot soos die Here se heelal van self. En dan gee hy vir die mense die Heilige Gees, want mense het iets nodig om aan vas te hou. Hy gee hulle nie net die Heilige Gees in die Pinkster nie. Hy maak hulle vry om te kan lief hê. Hy maak hulle vry om nie net ander lief te hê nie, maar ook hulle self lief te hê. Die Here gee vir ons vryheid. Hy gee vir ons liefde. Hy gee vir ons 'n doel vir ons lewe. Wanneer ek en jy hier so sit, kan ek nie help om saam met julle te wonder, hierdie mense van Handelinge 2, wat daar moes staan en hulle geld moes verwet het, daardie tyd op die gladiators, en daardie tyd hulle lewe letterlik moes oopveg, en letterlik hulle self moes morsdood werk om al die belastings te betaal. En letterlik deur 'n gedwingery 'n goeie lewe vir jouself te probeer aan mekaar sit. Wat is daardie mense as hulle in die middel van die nag by mekaar sit en kuier? Wat was hulle droom toe hulle nog in hulle moeder se huis was en in hulle moedertong gepraat het? Wat is hulle droom? Wat het hulle gevoel kan hulle regkry in hierdie lewe? Wat het hulle gevoel waarheen gaan hulle? En nadat hulle 'n klompie jare verder langs daardie rivier sit, wat het intussen gebeur? Dan lees ons verder na Handelinge van hierdie mense. En hierdie mense word die apostels genoem. En dan lees ons hierso, wanneer ons praat, almal was verstom en verward en het mekaar begin vra, wat beteken dit tog om 'n apostel te wees? In hulle moedertong het hulle gehoor van God se groot dade. En vir die eerste keer as ons die Grieks in hoofstuk 12 of in vers 12 lees, dan hoor ons 'n droom. Wat beteken dit? Ek het vir so lank my afgestomp. Ek moet weer begin dink. Ek moet weer begin voel. Wat beteken dit? Waar moet ek begin om nou weer te lewe? As 'n mens daai gedeelte in jou binnekant ervaar, dan is dit nie meer goedkoop nie. Daar is baie duur gekoop. En dit beteken ewe skielik is al jou boeye van jou hande af. Dit is so goed soos asof jy uit 'n tronk uitloop en ewe skielik nadat die boeye af is, moet jy jouself vra, wat maak ek nou? Waartoe gaan ek eerste? Wat gaan ek nou met my lewe maak? Hoe gaan ek vorentoe? Dis dieselfde vraag. Ewe skielik moet jy weer begin 'n mens wees wat droom en wat lewe en wat rigting begin kry. Ek en jy, wanneer ons hierdie Handelinge 2 saam met die gelowiges van alle eeue lees, gaan nou saam die nagmaal gebruik. Daar's baie van ons vandag wat in hierdie kerk sit en iets het wat jou as mens
Jy moes aanpas. Jy moes 'n pleister plak en aangaan. En dis iets wat baie diep en swaar in jou binnekant is, maar jy het die ervaring. En net as daai nagmaal gaan gebruik, kom God nie na my en jou toe en sê, asseblief net perfekte mense nie. Genigtig, dankie tog, anders kon ek nie vandag vir julle nagmaal bedien het nie. Hy kom en hy sê, almal van julle wat 'n moedertaal het, wat opgehou droom het, wat stomp af in die lewe gesny is, wat 'n pleister geplak het en aangegaan het. Vandag is hierdie tafel vir julle. God nooi ons. Hy wil vandag by hierdie tafel vir my en jou wys, dat ons almal 'n visie trek. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie wie in die gehoor gaan saam met ons visie trek nie. Ons weet nie wat ons gaan maak as ons die ander een se grootste geheim weet, wat anders gaan ons koppe afgekap raak en ons is dood nie. Maar vandag by hierdie nagmaaltafel gaan die Here vir ons vrykoop. Gaan hy vir ons lewe teruggee. Dit wat in jou lewe gebeur het, om jou af te stomp, gaan die Here vandag vat, en hy gaan vir jou 'n tyd wat nie meer ons tyd is nie teruggee. Jy kan dit vandag vat. Dit is jou geskenk. Laaste deel van hierdie gedeelte is, die ou Jode het die fees van die eerste oes, fees van die weke, eerste oes. Ons dominees is nog half seker om daai Hebreëus lekker te vertaal nie, maar min of meer in daai lyn. Die Here het vandag vir my en jou kom voed en versterk. Hy het gesorg. Ek en jy, wanneer ons hierdie apostels is wat hierdie hoor, net soos hierdie eerste mense wat Jesus in die oë gekyk het, toe hy met hulle praat. Kyk Here vandag van my en jou in die oë. Mag ons van hierdie tafel af vandag opstaan. Mag ek en jy vandag God se lewende brood en water en wyn drink, wat hy vir ons gee, waarmee hy ons voed, waarmee hy ons versterk. Die Here is die God van lewe en dood. Die Here is die God van die heelal van alle tye, verby ons sonnestelsels en verby die sonnestelsels wat buite ons sonnestelsel is. Ons God is so groot dat hy selfs na dit ook kyk. Mag ons, wanneer ons vandag hier opstaan, 'n lewe van dankbaarheid, nuwe drome, nuwe lewe, nuwe begin. Amen. Gemeente, terwyl ons net so sit, kom ons sing saam, of kom ons lees saam ons formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot 'n versterking van ons geloof. As jy wil sterker raak, beteken dit dat jy jou spiere moet oefen. Beteken dat jy daaraan moet dink en moet moeite maak, moet erns maak. Dit is net iets wat vandag gaan gebeur en dan hou ons op nie. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons almal saam met hom gesterf en staan ons almal nou saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hooplik so op die hemelse feesmaal saam met God en al die ander gelowiges.
Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van ons toekoms. By mekaar word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het almal immers deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, moet ons onsself ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons uit hierdie erediens uit opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met die hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit ander, verander uit dankbaarheid ook so. Gemeente, ek wil vra terwyl ons net so sit, kom dat ons asseblief 'n gebed saam doen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons vir die vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, terwyl ons nou gaan kyk hoe die diakonos in Grieks beteken liefdesdienswerkers. Die liefdesdienswerkers gaan nou hierdie kleed van die tafel af optel. Hulle gaan ons bedien vandag, want ons as gemeente het vir die diakens ingestem om ons te bedien met die liefdemaal van die nagmaal. Hulle gaan hierdie doek optel en dan maak ons noem dit die tafel oop. 'n Tafel waar God deur die diakens gaan werk en ons almal in liefde gaan voed en versorg. En dan wanneer ons by daai tafel sit, gaan julle sien dat daar is altyd 'n offergawe wat omkom, of ons hervormers sit hom altyd so onder 'n kleedjie in. Dis nie enige geld wat die kerk net kan gebruik, byvoorbeeld om die dominee te betaal nie. Die gemeente en die kerkraad en die diakens het 'n spesifieke barmhartigheid wat hulle moet doen. Hulle moet as kerkraad besluit, dis die barmhartigheid wat ons met hierdie geld gaan doen. En wanneer ons daai offergawe vir die nagmaaltafel gee, is dit iets wat ons wil hê as gemeente, ons ander mee moet versorg. Ons is stikkend, God het na ons gekyk, ons wil graag ander, wat ook stikkend is, ons wil graag uitreik en vir hulle wys. Ons is stikkend, maar God laat wonderwerke gebeur. En dis wat vir daai geld is. Dan is ons daar opstaan van daai tafel af, en ons is heeltemal klaar met die nagmaal, dan gaan julle sien die diakens maak weer die kleedjie toe. Dis om te sê, hierdie tafel behoort aan God. Dis nie net 'n menslike ding, en 'n diaken wat oop en toe maak nie, wanneer ons hom toe maak, dan dink ons, dis God wat vandag ons bedien het. Hy is in ons midde. En dan daarna, as ons daar opstaan, dan gaan ons die oorwinningslied sing. Nie 'n oorwinningslied van, dis iets besonders nie. Maar ons gaan ook soos Miriam en Moses en Aaron kan sê, Here, ons was totaal en al in ons kanon in. Ons was in Egipte land totaal daarmee heen. En het vir ons met groot dade en magtige, kragtige dade uit Egipte land uit gelei en het vir ons na die land van melk en honing gelei. God het dit gedoen. Hy het ons vasgehou. Hy het verby tyd en plek beweeg wat ons ken en hy het 'n wonderwerk laat gebeur. Hy het vir ons in die woestyn gesorg. Hy het die water en die manna het hy gestuur, oop, vrylik. Ons het nie tekort geken nie. Ons God is 'n God wat vir ons sorg. En daarom kan ons saam met die gelowiges van alle eeue dan vandag
die oorwinningsliedse. Kom ons begin daarom, dat die diakens vir ons asseblief die tafel kom voorberei, en mag al die mense wat asseblief gereël is om saam aan die nagmaaltafel te kom sit, asseblief vorentoe kom en by ons te kom sit, solank klaar hiervoor. Ek nooi asseblief almal wat moet kom aansit by die tafel om saam met ons hier te kom sit asseblief. Julle kan sit, baie dankie. Gemeente, ek gaan nou vir die diakens die broodjies en die wyn aangee. En hulle gaan dit in die hele gemeente, gaan hulle dit kom uitdeel. Hou asseblief die broodjie en die kelkie net by julle, dan gaan ons nou, wanneer ons die tafel bedien, almal saam die nagmaal, die brood wat ons gaan instel, en die wyn wat ons gaan instel, gaan ons almal saam gebruik. So hier gaan ons begin met die diakens. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade in my lewe vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun dan nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nadat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met my mond en my hart die Here loof, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.
Sal die kerkraad vir my asseblief weer in die bank gaan sit, dat Tannie Anita vir julle kan bedien? Dankie, Tannie. Het almal nou 'n broodjie en 'n kelkie wyn. Die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Kom, eet nou almal daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, dui op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem, drink nou almal daarvan. Sover as ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, gedenk ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nadat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met my mond en my hart die Here loof, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vra dat ons, terwyl ons net so sit, asseblief saam die oorwinningslied sal sing.
vir die oorwinning van sy woord van sy woord sal ewig staan. Lof op Christus, halleluja. Lof op Christus, halleluja. Lof op Christus, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Gemeente, kom ons bid saam. Ons Here God almagtig, dankie dat U ons vandag versorg het. Dankie dat U ons oorwinningskinders maak. Dankie dat U nooit ons hand los nie. Here, ons bid en ons vra dat ons nou sal uitgaan in die gees van liefde, in die gees van drome wat gedroom kan word, in die gees van 'n nuwe lewe wat U vir ons vrygekoop het, en dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees. Amen. En ek kan gaan sit, baie dankie, die diakens gaan nou die tafel kom toemaak. Gemeente, ek wil asseblief nou vra dat ons die offergawe sal opneem.
Goed gemeente, kom ons sing nou ons laaste slotgesang, gaan dan heen. Ek het nog al lanklaas van dit gehoor en toe die week toe praat oor die Linda daarvan, dus ek sê, dit is pragtig. Kom ons sing ons laaste slotgesang, gaan dan heen, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën, en dan daarna die amen, na die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.